die storms nie beheer nie. Jy kan die sonlig nooit verdoof. Jy kan die branders nie beteel nie, of beveel om oor te kloof. Jy kan die vis en brood vir mense nie vermeerder, of op water loop. Ons dien 'n God van wonder. Jy kan die blinde nie laat sien nie, of verlamdes weer laat loop. Jy kan die dowes nie laat hoor nie, of kan jy siekes dalk genees. Jy kan 'n hart van klip nie breek met al jou woorde. Ons Here kan, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here leer, ons dien 'n God van wonder. Wie kan die wentelbane vashou? Wie kan die sterre laat verskiet? Wie kan die lewe wek en vorm in 'n leeumoederskoot? Wie hou die kosmos in die holte van sy hande? Die Here doen, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here leer, ons dien 'n God van wonder. As ek in die aand na die sterre kyk, en ek sien die maan wat helder skyn, weet ek as die oggend breek, is dit weer 'n nuwe wonder. So gaan elke dag by ons verby, met soveel wat gebeur om jou en my. My Here leer, ons dien 'n God van wonder. My Here leer, ons dien 'n God van wonder. Ek dink na Kersfees en wanneer ons gewoonlik op 'n Desember maand Christusfees vier, saam met ons familie en ons vriende, die mees belangrikste datum dan volgende op ons as Christene se kalender, 'n tyd waarvoor ons uitsien, is hierdie tyd wat ons nou in is, hierdie tyd wat ons hierdie naweek vier. Ons is nou deur Palm Sondag gewees, ons is deur die Heilige Week, ons is deur Goeie Vrydag, ons is deur die kruisiging. Maar vanoggend, my gees is vanoggend bly om hier te kan sit, om hierdie boodskap met julle te kan deel, veral vanoggend hier op Opstandingssondag. Weet jy wat? Ons aanbid vanoggend 'n lewendige God. Ons aanbid 'n lewendige God, dat wanneer ons na hom toe gaan, jy weet, gewoonlik in die oggende voor skool, dan sal ek en my kinders gesels, so net so tydjie voor ek hulle invat, en ons sal 'n paar minute vat om te bid. En gister toe ek my kinders skool toe vat, toe sê ek vir hulle, weet julle wat, ons is bevoorreg om te kan weet dat wanneer ons met God praat, wanneer ons in gebed tree, wanneer ons vir die Here iets vra, kan ons verseker wees dat hy luister. Jy weet, hy het sy seun gestuur om mens te word hier op aarde,
en hy het gekom om te sterf vir jou sonde, vir my sonde. Maar die belangrikste is dat daai derde dag, toe hy opstaan, toe hulle vir hom gaan soek, toe is die graf leeg. En ek wil vanoggend vir jou bemoedig, en hierdie is nou nie deel van my boodskap nie, maar vanoggend wil ek net vir jou bemoedig om te sê dat dinge mag nou moeilik lyk. Dinge mag nou lyk dat jy's op pad, jy weet, om te sterf, jy's op pad, jy's op 'n afgrond, jy's besig, niks is besig om uit te werk nie. Maar vanoggend wil ek net vir jou sê dat jou derde dag is op pad. Jy gaan weer opstaan, jy gaan weer begin lewe, en wanneer die mense wat jou ondergang of jou ondergang beplan, teruggaan om jou te gaan soek waar hulle jou gelos het, in die graf waar hulle jou gelos het, sal hulle sien dat jy is nie meer daar nie, maar jy's besig om te lewe. Jy's nie meer op die plek waar jy was nie. Nou soos ek sê vanoggend, ek is opgewonde om hierdie boodskap met julle te kan deel, want vanoggend kan ons voorwaarlik sê dat Jesus leef, hy het opgestaan, die graf is leeg. Vader, baie, baie dankie vir die geleentheid wat ons het hier as kinders van die Here om by mekaar te kan wees vanoggend. Here, vanoggend sit ons met hierdie blye versekering, Here, dat Jesus leef. Here, hy het op die derde dag opgestaan en hy gaan weer kom om ons te kom haal. En vanoggend, Here, kan ons net dankie sê, Here, dat u vir ons aan die kruis gesterf het, Here. Here, dit maak nie saak, Here, wie ons is nie, wat se naam ons dra nie, Here. Here, dit wat ons gedoen het nie, Here. Here, dit wat u vir ons aan die kruis van Golgotha kom doen het, Here, is volbring. Here, en vanoggend kan ek sê, Here, dat ek het nie meer hierdie stempel op my van hierdie sondaar nie, hierdie slegte mens nie, maar ek het vanoggend die stempel van die ewige lewe op my, deur Jesus Christus wat gesterf het vir my sonde en vir julle sonde, en daarom kan ons vanoggend bly wees om te weet dat Jesus leef, hy het opgestaan en hy kom terug om ons elkeen te kom haal. Here, seën hierdie diens vanoggend, seën hierdie woord. Here, ek bid, Here, dat u beheer sal neem oor my lippe. Here, dat wat ek spreek gelei sal wees deur u Heilige Gees, Here. Here, en dat niks wat ek spreek uit my eie sal kom nie, Here, maar net deur dit wat die Gees my lei om te spreek. En daarom bid ons dit vanoggend in die naam van die Vader en die Seun wat opgestaan het en die Heilige Gees. Amen en amen. Nou, soos ek gesê het, vanoggend is ons bly om hier te kan wees, om so 'n bietjie woord te kan hoor op hierdie opstandingssondag. Nou, die tema van my boodskap vandag is die krag van die opstanding. Die krag van die opstanding. En my sleutelvers gaan kom daar die boek van Johannes 11 vers 25. Johannes 11 vers 25. En dit sê, en Jesus is hier aan die beurt, en hy sê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Johannes 11 vers 25, dit sê dat Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Nou, vanoggend, soos ek gesê het, ons is deur Palm Sondag, ons is deur die Heilige Week, ons is deur Goeie Vrydag, ons is deur die kruisiging, en vanoggend is ons hier om die opstanding van Jesus te vier en te weet en te basyn dat hy lewe en hy het opgestaan vir elkeen van ons. En vanoggend wil ek vir jou sê dat wanneer ons na Paasfees kyk, weet ons dat hierdie is 'n tyd van feesviering, maar ook refleksie. Hierdie is 'n tyd waarin ons nie net die opstanding van Jesus gedenk nie, maar ook die diepte en die betekenis daarvan vir ons elkeen se lewens, en om die betekenis daarin vir ons lewe te kan ontdek. Hierdie tyd wat ons nou in is, hierdie Paasfees, hierdie is 'n tyd van oorwinning oor ons sonde. Soos ek net gesê het, dit maak nie saak wie ons was,
wat ons al gedoen het nie, ons is oorwin deur die bloed van Jesus, wat vir ons gevloei het op die kruis van Golgotha. Nou, soos ons die verhaal van Paasfees ken, dit wat gebeur het, soos ek gesê het, die Palmsondag, dit wat gebeur het, die pad na die kruis toe, Jesus se kruisiging, die opstanding, alles wat gebeur het vir 'n spesifieke rede gebeur. Dit is nie net 'n storie nie, dit is nie net 'n verhaal wat ons lees nie. En dit maak alles deel van God se liefdevolle plan vir ons lewens. God het 'n plan en hy is 'n liefdevolle plan vir elkeen van ons lewe. En wanneer ons gaan kyk in die boek van Johannes 3 vers 16, lees ons wat sê dat, want so lief, Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Nou soos ek gesê het vanoggend, ons is opgewonde, ons vier vanoggend lewe, Jesus se opstanding. Nou hierdie opstanding van Jesus is die hoogtepunt van God se verlossingsplan, wat lank voor die tyd van Jesus begin het. Dit was al lank vooraf beplan, voor Jesus as mens aarde toe gekom het. En hierdie daad van opoffering wys die diepte van God se liefde. Hy het sy seun gegee, sodat jy wat vandag ingeskakel is, ek wat vandag die boodskap gee, my gesin, jou vriende, die kennisse, almal wie ons ken, sodat ons gered kan word. En wanneer ons kyk na hierdie verhaal in die Bybel, soos ek gesê het, hierdie is nie net 'n storie nie. Hierdie is nie net 'n boek wat ons vir ons kind lees nie. Hierdie het werklik gebeur, dis 'n realiteit. Ek wil dit vanoggend, ek voel ek moet dit net uitdruk vir julle, dat hierdie is 'n realiteit. En ons vind hierdie kruisiging en hierdie opstandingsboodskap, 'n boodskap van hoop en sekerheid, wat deur generasies sal beweeg. Dit sal deur generasies beweeg. En ek wil gou net weer verwys na Matteus 28 vers 5 tot 6 wat sê dat die engel sê vir die vroue, moenie bang wees nie, want ek weet dat julle Jesus soek wat gekruisig is. Maar hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Matteus 28 vers 5 tot 6. Die engel sê vir die vroue, moenie bang wees nie, want ek weet dat julle vir Jesus soek wat gekruisig is. Maar hy is nie meer hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. En hier het 'n wonderwerk gebeur. Die graf was leeg. Die wonderwerk van die leë graf. Kom ons gaan gou 'n bietjie daarin en gesels ons daaroor. Nou, die opstanding van Jesus, die dag toe Jesus opgestaan het, was dit 'n bewys dat Jesus se krag en sy heerskappy oor alles strek, en selfs oor die dood. Onthou, hy moes in die doderyk inbeweeg het, hy moes in die doderyk ingegaan het, maar die opstanding was 'n bewys dat Jesus se krag en sy heerskappy oor alles strek, al is dit die dood. En hierdie is 'n uitnodiging aan elkeen van ons, soos ek sê, wat ingeskakel is, wat na die tyd hierdie boodskap gaan luister. Dit is 'n uitnodiging, sy opstanding vanoggend, opstandingssondag vandag, is 'n uitnodiging aan elkeen van ons om te leef in vryheid, wetende dat ons is gered en ons het die ewige lewe wat vir ons beskikbaar gestel is deur Jesus Christus. En hierdie leë graf, hierdie graf waar hy was,
waar hy nie meer is nie. Onthou net wat ek gesê het, baie keer beplan mense ondergang vir ons lewens, en hulle dink hulle los ons op 'n plek waar ons dood moet lê, waar ons moet begin reuk, waar ons moet begin vrot, as ek dit so kan stel, skies vir die woord wat ek gebruik. Maar jy weet, jou derde dag gaan kom, ek het dit net gesê, jou derde dag gaan kom, ek het laas jaar Paastyd hierdie spesifieke boodskap bedien van jou derde dag is op pad. En hierdie leë graf is meer as net 'n simbool. Hierdie leë graf waar Jesus was, is meer as net 'n simbool. Dit is die vervulling van God se beloftes. Dis die vervulling van God se beloftes in sy woord. Nou, wat gebeur het toe Jesus Christus opgestaan het, toe hy gekruisig was, toe hy vir ons sondes gesterf het, was dit was 'n aksie wat hy gedoen het vir ons as mens om te transformeer deur Jesus Christus. Dit was 'n aksie wat hy gedoen het sodat die reaksie sal wees dat ons as mens moet transformeer deur die bloed wat gevloei het van Jesus Christus. Kom ons gaan lees gou-gou in Romeine 6 vers 4. Dit sê vir ons, Romeine 6 vers 4, dit sê vir ons dat soos Christus deur die heerlikheid van die Vader uit die dood opgewek is, so kan ons ook in 'n nuwe lewe wandel. Ek het vroeër gesê, dit maak nie saak wie jy was nie, dit maak nie saak wat jy al voorheen gedoen het nie. As gevolg van die kruis, as gevolg van die opoffering, die offer wat vir ons gegee is met die naam Jesus Christus, kan ons 'n nuwe lewe lei met 'n nuwe naam. Die Bybel sê, kyk, alles het nuut geword. Alles het nuut geword. Nou Jesus se opstanding, toe Jesus opgestaan het dit gelei tot transformasie in my lewe as ook in jou lewe. Ons lewe dus vandag met die doel vir nuwe hoop. Ons lewe met die doel vir nuwe hoop. Ons het hoop ontvang vir ons lewens toe Jesus opgestaan het en toe hierdie belofte vervul was. En hierdie nuwe lewe is 'n pad van geloof en oorwinning. Hierdie is 'n pad van geloof en oorwinning. Jy het jou sonde oorwin. Daai alkohol wat jy nie net kan los nie, dit het jy reeds oorwin. Daai goed waarin jy vasgevang is, het jy oorwin deur die krag en die bloed van Jesus Christus wat gevloei het vir ons op die kruis van Golgotha. Nou soos ek gesê het, en hierdie nuwe lewe wat ons ontvang het, is nou 'n pad wat ons moet stap vol geloof en oorwinning, waar ons God se genade en sy liefde elke dag nuut ervaar. Waar ons dit wat hy vir ons instoor het, daai genade, die liefde wat hy vir ons elkeen het, ervaar elke liewe dag op 'n nuwe manier. En hierdie herinner ons ook dat ons nie alleen is nie. Dit herinner ons dat Jesus elke liewe dag saam met jou en saam met my wandel. En toe Jesus opgestaan het, soos ek sê, dis 'n vervulling wat gebeur het deur beloftes wat God vir ons gegee het, en die dag toe hy opgestaan het, het hierdie dadelik 'n verwagting in ons as mens geskep vir sy wederkoms. Dit het daai verwagting binne ons gedeponeer om te weet dat hy gaan weer terugkeer. Nou kom ons gaan lees gou in 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 wat sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, die stem van die aartsengel en die trompet van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, om die Here in die lig te ontmoet. Kom ons lees dit net gou weer, ek wil net gou weer opgaan. 1 Tessalonisense 4 vers 16 tot 17 wat sê, want die Here self sal van die hemel neerdal met 'n geroep, die stem van die aartsengel en die trompet van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.
Daarna sal ons wat in die lewe oorbly, saam met hulle in die wolke weggevoer word, om die Here in die lig te ontmoet. Nou ek wil vanoggend vir jou sê dat ek hoop julle is opgewonde vanoggend soos ek is, maar die opstanding van Christus is ook 'n belofte aan elkeen vanoggend, aan elkeen van ons. Dit is 'n belofte wat aan ons beskikbaar gestel is van wat nog gaan kom, wat nog gaan gebeur, naamlik die wederkoms. En vandag, hier waar ek sit, ek weet daar waar jy aan jou kant sit, lewe ons vandag met 'n verwagting vol vreugde, wetende dat Jesus weer sal kom om sy volgelinge te vergader, om al sy volgelinge bymekaar te maak. Almal wat sê dat hulle is kinders van die Here. Nou vanoggend wil ek afsluit met die volgende, en ek wil sê dat hierdie tyd wat ons vandag in is, hierdie week wat ons deur beweeg het, soos ek gesê het, hierdie week van Palmsondag, die heilige week, die kruisiging, die opstanding, hierdie Paasfees, herinner ons aan die ongelooflike krag en die liefde van Jesus. En vandag wil ek vir jou sê, dat kom ons vier vandag met dankbaarheid en oorgawe, en kom ons deel hierdie boodskap van hoop met ander. Kom ons deel hierdie boodskap van hoop met ander. Die leë graf roep ons vandag om te leef in oorwinning en in geloof, en om my en jou lewe te wy, om ons lewens te wy aan die een wat vir ons gesterf het, naamlik Jesus Christus, en wat weer opgestaan het en die verwagting vir ons gegee het aan sy wederkoms, dat hy terugkom om sy kinders te kom haal. En vanoggend wil ek afsluit met die volgende, en ek wil vir julle sê dat hy leef. En omdat hy leef, kan ons vanoggend met sekerheid en met blydskap die pad vorentoe aanpak. Dit maak nie saak hoe moeilik dit raak nie. Dit maak nie saak hoe moeilik dit vir ons finansiëel raak nie. In ons huwelik, in ons werksomstandighede, in ons verhoudings met ons kinders. Dit maak nie saak hierdie pad wat ons vandag oploop nie. Ek wil vanoggend vir julle sê, maar ons kan hierdie pad vanoggend met blydskap en sekerheid aanpak om te weet dat Jesus lewe en hy is langs ons elke tree van hierdie pad. Ek wil vanoggend vir julle sê baie dankie vir elkeen wat so getrou inskakel om na ons boodskappe te luister op Kruiskyk. En vanoggend wil ek vir julle vra dat as julle voel dat julle het gebed nodig, ek wil vir jou sê dat dit is nie net boodskappe wat julle vir ons stuur en ons los dit een kant nie. Ons tree werklik in gebed vir elke liewe versoek wat ons kry. So vanoggend wil ek vir jou vra, dat as jou omstandighede dood lyk, as dit vir jou lyk dat jy is heiliglik by jou kruisiging, en jy sien nie jou derde dag wat op pad is nie, die derde dag wat jy moet opstaan en begin lewe, ek wil vandag vir jou sê, dinge lyk nou moeilik, dinge lyk nou of dit tot 'n einde kom, maar jou derde dag is op pad, en ek wil vanoggend vir jou vra, stuur vir ons 'n WhatsApp, by 064-501-9558, stuur vir ons jou gebedsversoek, ek sê elke Sondag, maak nie saak hoe groot of hoe klein nie, ons tree saam met jou in gebed, ons vertrou saam met jou vir dit wat jy die Here vertrou. Nou ons sien julle volgende week, dieselfde tyd, dieselfde plek hier op Kruiskyk TV om 11:30, so elke Sondag om 11:30 kan julle vir ons kyk hier op Kruiskyk TV op Satelliet TV. As jy het gemis het, as jy die lewendige opname gemis het of die uitsending gemis het op die televisie, kan jy ook na YouTube toe gaan, jy kan na Facebook toe gaan, na Kruiskyk TV offisieel. Ons programme sal ook daar beskikbaar wees. Dit word ook wel elke Woensdag om 9:00 word die herhaling op Satelliet TV ook weer uitgesaai. Baie dankie vir elkeen van julle wat vandag ingeskakel het. Mag die Here julle hierdie week seën vorentoe, en soos ek altyd sê, mag sy bonatuurlike, hierdie Jesus wat opgestaan het, vir jou en vir my, met hierdie verwagting wat ons het, vir die pad vorentoe, dat hy weer gaan kom, mag sy bonatuurlike beskerming oor jou en jou gesin rus, tot ons volgende week
weer mekaar sien hier op Kruiskyk TV. Die Here seën julle.